Julle kan dan blaai na Romeine 11. Romeine 11 se laaste paar versies. Ons kyk dan weer na NGB artikel 1. Ons glo almal met die hart en bely met die mond dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Ons kyk vanaand na daai deeg, hy's volkome wys. En ons kan dit opdeel in sy alwetendheid en sy alwysheid. En dit kry ons dan hier in hierdie verse in Romeine 11 vers 33 tot 36. Hoor die woord van die Here. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegee dat dit hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons gaan dan net na daai versies kyk om hierdie eienskap van die Here te sien, hoe hy dit openbaar. Soveel gelowiges worstel met hierdie eienskap van God in uitdagings en beproewinge. Vra, is God regtig in beheer? En as hy is, wat is sy doel hiermee? Hoekom moet hierdie met my gebeur? Hoekom moet ek so ly? Wat is die doel van miljoene wat sterf aan siekte of oorlog of natuurramp of die vliegtuig wat neerstort? Hoekom? So, dis 'n vraag van, kan ek regtig God vertrou? Weet hy ooit wat hy doen? Ons God is alwetend en alwys. Hy is nie soos ek wat langs die snelweg staan, dalk met 'n oop kap en nie weet wat ek doen. Hy weet wat hy doen. Die diepte van die rykdom van die wysheid en die kennis van God, sê hy is alwetend en alwys. En ja, Paulus skryf hierdie lofsang of hierdie lofprysing oor God se kennis, omdat hy van hoofstuk 8 tot by hoofstuk 11 gepraat het oor God se voorkennis en die leer van die uitverkiesing, dat God seker is gekies het om vir die ewige lewe en ander om vir ewig in hulle sondes te sterf onder sy regverdige oordeel. Daai Romeine 9 vers 15 sê, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees en ek my ontferm oor wie ek my wil ontferm. En dan praat hy verder oor die ware Israel in Israel en hoe hierdie uitverkiesing werk met die heidene, ons ook daarmee saam. En heeltyd antwoord hy die vraag van Romeine 9 vers 14. Wat sal ons dan sê
is daar miskien onreg by God? En is dan nou juist die vraag waarmee soveel gelowiges sit. Nie net oor die vraag van uitverkiesing nie, maar is God nie onregverdig in wat hy doen nie? En dis dieselfde vraag, as kan ons regtig God vertrou in wat hy doen en besluit? Ons kyk dan, wat leer die Here ons hier deur sy apostel Paulus. Hy begin met die lofsang, lofprysing aan God met die woorde, o, die diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Daai o sê, as jy hierdie eienskappe van God oordink, moet dit jou bring by bewondering. 'n Uitroep van, kyk net hoe mooi. O is ek het hierdie beeldskone prent gesien. En die woord vir dit is o, die diepte. Nadat hy die leer van die uitverkiesing behandel het, o, kyk hoe ontzagwekkend mooi is die Here in sy deugde. En ons kan hom ken in Christus. Hierdie God, wat so is, wat besluit het om sondaars te red, ek kan hom ken. Paulus sê, hy kan hierdie woorde oor hom neerskryf, in die Here se openbaring, hy kan hom regtig ken. Dis 'n belydenis van sy kleinheid, sy nietigheid, sy domheid voor die alwyse, alwetende God. Die diepte. Daai diepte kan ons ook verstaan as oor die hoogte. Dis die idee van ons kan regtig net nie daarby uit nie, daarom die diepte. Dis te diep en te hoog om te verstaan. Dis te wyd. Soos daar in Efesiërs 3 wat ons laas Sondag gelees het, Efesiërs 3 vers 18. God se liefde vir ons is dat ons saam met al die heiliges begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is, die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat jy vervul kan word tot al die volheid van God. Dis asof Paulus sê, breedte, lengte, diepte, hoogte, daar's 'n dimensie wat ons nie, ons driedimensioneel sê, daar's 3 vlakke, maar hy praat van 4, en daar's iets van, ons kan net nie daarby uitkom nie, dit oortref alle kennis. Sy liefde vir ons, maar dan hier in Romeine 11, iets meer, sy kennis en sy wysheid. Iets van ons kan regtig nooit dit verstaan nie. Dit moet aan ons geopenbaar word. Dit wat ons wel kan verstaan, word aan ons geopenbaar, maar die volheid daarvan, ons kan nie. Ons ken nie eers die diepste dele van die see nie. Hoe kan ons nog die deugde, die volmaaktheden van God wat die see gemaak het, begryp? Die diepte. En dan van die rykdom. Vers 33 lees in die Afrikaans, die diepte van die rykdom en die wysheid van God. Wysheid en kennis van God. Sommige vertalings vertaal dit, die diepte van die rykdom van die kennis en wysheid van God. So, is God sy rykdom en kennis, is God ryk in kennis en wysheid, of is hy diep en ryk in wysheid en kennis? Is hy diep in sy rykdom, kennis en wysheid, daai 3 eienskappe, of is hy diep en ryk in sy kennis en wysheid? Watter woorde is nou beskrywingswoorde en
wat word beskryf? So, ons kan dit as 'n aparte deeg van God lees, sy rykdom, so dan sal 3, die diepte van sy rykdom en die kennis en wysheid. So, ons kan die rykdom as apart lees, God is diep in sy rykdom, hy's perfek in oorvloed van al sy deegte, hy's die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is, daai laaste deeltjie in die artikel 1. Hy self genoegsaam, ons het al by 'n vorige keer by daardie deeg van God stilgestaan, oneindig ryk, en dit beteken ook outomaties dat ons arm is voor hom. Hy is oneindig ryk en ons is arm voor hom. Alles wat is, vloei uit sy rykdom uit, en daarom is ons in totaliteit afhanklik van hom. Dis net so prakties lewensveranderend, as ek dit verstaan, God is ryk, diep in sy rykdom. Maar, Paulus gebruik in Romeine op 'n paar plekke die woord rykdom om God se ander deegte te beskryf. So dit is 'n aparte, ons kan dit sê as 'n aparte deeg van God, maar dit kan ook dan 'n beskrywing wees van sy ander deegte. En ek dink dit onderstreep maar net weer God se eenvoudigheid. Hy is al sy eienskappe tegelyk, so hy is ook ryk in al sy ander eienskappe. Hy is alwetend in al sy eienskappe. Hy is ewig in al sy eienskappe. Maar Paulus praat byvoorbeeld in Romeine van God is ryk in barmhartigheid. Ons kan dit daarom ook so lees dat Paulus hierdie twee woorde gebruik om die oneindigheid van God se kennis en wysheid te beskryf. Sy kennis en wysheid is diep en ryk. En dis waaroor hierdie paar verse gaan, so die konteks sê dit ook. Sy wysheid en kennis. So wat beteken dit dan as Paulus sê, God is diep en ryk in kennis? Wel, God ken homself, alles wat hy gemaak het, alle moontlike dinge, en alles wat gebeur het en nog sal gebeur, in totaliteit, in een handeling. Hy ken alles van ewigheid tot ewigheid, sonder opeenvolging van gedagtes. Met ander woorde, hy dink nie eers, soos wat ons, ek dink eers hierdie gedagte, dan hierdie gedagte, dan hierdie gedagte. Alles wat is, en alles wat kan wees, dink hy in een gedagte. En dis onpylbaar vir ons verstand, ondeurgrondelik, onnaspeurlik. Hy is alwetend. En hy is daarom ook nie soos ons, wat nodig het dat kennis van buite af moet inkom nie. Ons leer. God leer nooit. Hy kry nooit nuwe kennis in nie. Iemand moet my vertel van iets, of ek moet iets sien met my oë, of ek moet dit lees voordat ek dit kan weet. Ek het sintuie gekry, waardeur ek inligting inkry. God weet. Punt. Hy ken. Ten volle. In absolute perfeksie. Hy is diep en ryk in kennis uit homself uit. Hy is alwetend. Daardie is onderstreep daai eenvoudigheid. Hy is hierdie eienskap. Hy is alwetend. En dan ook, hy is nie soos ons, soos ek nou gesê het, wat een ding op 'n slag kan dink nie. Dis ook nie kennis wat op mekaar bou nie. Ek moet wiskunde leer van kleins af, stukkie vir stukkie. God se ken is een handeling. Hy ken alle feite wat al ooit was en sal wees in een handeling van ewigheid tot ewigheid. Geen opeenvolging nie, geen lering nie, alles in een. Ons vergeet, God weet alles altyd in ewigheid. En omdat hy almagtig is, ken hy ook alle moontlike dinge. Wat kan gebeur? Wat ver bo ons verstande strek, soos wat ons laas keer ook gesien het, is ver bo wat ons kan dink of bid. Hy weet wat vir hom moontlik is. Die klere waarin ons nie kan dink nie. Hy ken alle moontlike skepsele wat hy kan maak. Hy ken alle moontlike uitwerkings van elke stukkie geskiedenis. En bedink dit net. Een besluit wat anders sal wees. Hy ken elke moontlike uitwerking.
Maar dan ken hy ook dit wat werklik gebeur, omdat hy dit bepaal. Alles in die verlede, die Here, die toekoms in volkomenheid, daar's nie 'n stukkie van iets wat God nie ken nie. Hy ken dit op so 'n manier, dat ons nie kan verstaan, ooit sal kan verstaan nie. Hy ken as God, ons ken as skepsels, mense. Binne in sy bepaalde kennis, dit wat hy bepaal het sal gebeur, dan ken hy dus elke gedagte wat jy al ooit gedink het. Ons het dit net gesing. Hy ken die motiverings van elke gedagte waaraan jy al nog nooit gedink het nie. Hy ken die dag waarop jy gebore is en die dag wanneer jy gaan doodgaan. Job 28 vers 24 sê, hy sien tot by die eindes van die aarde en alles wat onder die hemel is, aanskou hy. Hy weet alles. En as jy vraag, is God maar net 'n toeskouer van alles wat in die toekoms gaan gebeur, en hy grond sy besluite daarop, met ander woorde, hy kyk vooruit, en dan besluit hy sekere dinge? Of is dit een of ander krag of noodlot of moeder natuur wat die heelal bestuur, en God weet maar net vooraf wat gaan gebeur? Nee, ons het dit laas keer ook gesien, Efesiërs 1 vers 11, God werk alles volgens die raad van sy wil, omdat hy dit ken, gebeur dit. Dit is regtig belangrik van God se kennis. Omdat hy dit ken, gebeur dit. En hierdie is nog 'n groot verskil tussen ons kennis en God se kennis. God se kennis is altyd eerste. Daar is niks anders as God wat iets weet voor hom nie. Alles wat bestaan is net omdat God dit eerste gedink het. Daar is geen ware kennis wat nie eers in God se gedagtes was nie. Niks. Pythagoras het nie Pythagoras uitgedink nie. Hy was nie die eerste een nie. Eerste in God. Ons is nie so nie. Ons ken iets omdat dit bestaan. God ken en daarom bestaan dit. Ons sien iets, die stoel bestaan en daarom kry ek kennis daarvan. Ek kan dit sien, ek kan dit vat en ek kan dit sien, my sintuie kan dit waarneem. God se kennis is andersom. Dit bestaan omdat hy dit eerste geken het. Omdat hy dit dink. As ons sê, God weet alles, maar hy het nie beheer oor alles nie, dan is hy geen God nie. Dan ontken ons dat hy almagtig is. Spreuke 21 vers 1 sê, die koning sy hart is in die hand van die Here soos waterstrome, hy lei dit waarin hy wil. Die koning se hart. Die gedagtes wat hy dink daar in die slaapkamer. Spreuke 16 vers 33, in die skoot word die lot gewerp, maar elke beslissing daarvan kom van die Here. So, hy weet nie net van die oorloë nie. Hy ken dit so, dat hy totale beheer daaroor het. Hy is die een wat in sy wysheid en kennis dit bepaal het. So hy sien nie net wat gaan aan, en nou moet ons bid dat God ingryp en red wat te redde is nie. Hy sien en weet en ken, en daarom bepaal hy. Hy bepaal alles. Daarom dat Paulus dan ook in vers 36 sê, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Alles wat bestaan net, omdat God dit eerste weet. O, die diepte en die rykdom van sy kennis. Alles het sy oorsprong in hom. Alles hou net stand, omdat God dit ken. Dit laat bestaan. Ja, in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. Kolossense 1 vers 17 sê van ons Here Jesus, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand, want hy weet alwetend.
Ons noem hierdie kennis van God ook sy voorsienigheid, nie omdat hy vooruit sien nie, maar omdat hy alles weet. Sy kennis is altyd eerste. So kan ons God vertrou? Ja, want hy weet alles. Hy is beheer van alles en hy is alwetend. Maar goed, nou kan iemand nog sê, maar is dit goeie beheer? Is dit wyse beheer? Is die kennis wat hy het en daarom die bepaling daarvan, dit wat hy dink, goed? En is dan die volgende deeg, eintlik die eerste een wat Paulus noem, maar ons het nou eers kennis gedoen. Die volgende een is dan wysheid. Daar in vers 33, God is volkome wys of alwys. Hy is oneindig ryk in wysheid. Romeine 16 vers 27 sê, hy is die alleen wyse God. Met ander woorde, daar is geen een wat wys is soos hy wys is nie. Wat in totaliteit, in volkomenheid wys is. So wat is hierdie wysheid van God, sy alwysheid? Wel, is die toepassing van sy kennis en sy besluite na 'n sekere doel toe. God se wysheid is een van sy perfekte eienskappe waardeur hy alles wat hy ken en besluit stuur na die doel van sy heerlikheid. Alles wat hy weet, alle kennis is altyd tot sy eer. Alle ander doele hang aan hierdie doel waartoe God se wysheid werk, sy eer. Al God se besluite is om hom te eer, of anders gestel, dis hierdie deel van God se perfekte kennis waarin hy altyd weet wat is goed vir alles volgens sy eie standaard wat hy self is. En so ook wat vers 36 sê, tot hom is alle dinge. Alle dinge wat hy weet is tot hom. Alle kennis wat uit hom voortvloei is tot hom. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. En net as 'n kantnota, dit beteken daar is geen neutrale kennis nie. Daar bestaan nie so iets soos hierdie is 'n grys area van wetenskap nie. Waar ons hoef nie godsdiens in te bring nie. Alle feite kan nie neutraal wees nie. Alle feite is altyd tot eer van God, anders is dit nie 'n feit nie. Toegepas dan op sy wysheid, God weet wat hy doen. Hy weet alles en hy weet wat hy doen. Hy weet hoe om sy heelal te bestuur en hy bestuur dit tot die regte doel wat hy daarvoor bepaal het. Sy wysheid beteken dan ook dat sy ander eienskappe uitkom in sy besluite en sy raad. Alles wat hy doen, gaan hom openbaar. Dis altyd regverdig, dis altyd reg, dis altyd mooi, dis altyd goed. Sy skepping, hoe elke deel in die skepping werk en in mekaar pas, van die grootste hemelliggame, hoe alles perfek hang in ons sterrestelsel. Ek het ander dag so ding gesien, as die son 1% minder geweeg het, dan was lewe op aarde onmoontlik. As Jupiter nie bestaan het nie, was lewe op aarde onmoontlik. As alles in die skepping pas presies in mekaar, van daar tot in die kleinste detail van hoe atome werk, hoe hy aan elke skepsel sy perfekte doel gee, sy werk en wat elke dag gebeur, die onderhouding daarvan, die ewige raad van alles wat gebeur, hoe verlossingsgeskiedenis uitspeel in die skrif, hoe hy uiteindelik mense red en nou ook heilig maak, van die Christense, alles van die Christense lewe, hoe hy sy kerk beskerm, hoe hy sonde in die kerk toelaat. Dit alles word bestuur op so 'n manier dat dit altyd sy doel dien.
oor die diepte en die rykdom van sy wysheid. Dis ondeurgrondelik en onafspeurlik. Ja, Psalm 104 wat ek net nou gelees het, hoe talryk is u werke, o Here, u het hulle almal met wysheid gemaak. Met wysheid gemaak. Sê alles, kyk hoe goed is hy. Hy weet wat is altyd goed vir al sy skepsels. Ondeurgrondelik, sy raadsbesluite, sy oordeele daar in vers 33, is ondeurgrondelik, onbestudeerbaar, onuitsoekbaar, en die besluite wat hy dan uitvoer is onafspeurlik, onbegryplik, ons kan nie daarby nie. Ons kan verder ook nie God se gedagte of sy wysheid begryp nie, ken nie. Jesaja 40 vers 14 vra, wie die gees van die Here bestuur en as sy raadsman hom onderrig, met wie het hy raad gehou dat die hom verstand sou gee en hom sou leer aangaande die pad van die reg en hom kennis sou leer en hom bekend maak die weg van volledige insig? Niemand het vir die Here raad gegee dat hy goeie besluite neem nie. Niemand. En daarom vra vers 34, wie het die gedagte of die verstand of die gemoed of die rede van die Here geken? Wie was sy raadsman gewees? Wie het eers die Here se besluite geken voor hy, sodat hy die goeie besluite kon maak? Niemand. Want is uit homself uit, hy is alwetend en alwys. Daai gedagte in vers 34 kan ons ook vertaal as sy verstand of sy gemoed of sy sin. Die Engels praat van mind. Die Here se mind is onbegryplik. Dit wat hy bepaal het, dit wat gebeur, wie het dit geken? Hoekom is dit so? Jesaja 55 sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en my wee is nie julle wee is nie my wee nie, spreek die Here, want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee, en my gedagtes is julle gedagtes. Oneindig. Dis hoekom ons net nou gesing het. Ek probeer tel, Here, hoeveel gedagtes u het, en ek kom uiteindelik by 'n oneindigheid, soos die sand van die see, maar ook meer as die sand van die see, dis oneindig diep en ryk. Paulus grond sy hele argument van uitverkiesing van hoofstuk 8 af tot hier op God se voorkennis. Sy ewige raadsplan, sy kennis, sy almag, sy totale vrymag, sy soewereiniteit en sy wysheid. Ons weet nie wie God uitverkies het nie. Die lys name. Hy het in sy ewige raad besluit dat Christus gaan kom om te sterf vir seker is, en hy het seker is uitgekies om syne te wees. En dit sê, kyk hoe diep en hoe ryk is sy gedagtes en sy wysheid. Dat hy besluit het om sondaars te red. Kyk hoe goed. Ons God het uit genade alleen besluit om sondaars te red. En dit was sy besluit en sy wysheid. Ons kan daarom nie teen hom ingaan en sê, maar hoekom nie? Hoekom nie so nie, Here? Hoekom red u nie alle mense nie? Hoekom het u as die Almagtiges toegelaat dat Adam en Eva sondig? En in Romeine 9 vers 20 sê Paulus dan, tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan nie vir die maker sê, waarom het jy my so gemaak nie? Hoekom nie?
want hy's volkome wys. Hy weet wat hy doen in sy soewereine regering. Hy is God en ek is nie. Hy het totale vrymag om te doen wat hy wil en hy kan doen wat hy wil en hy wil doen wat hy wil want hy is God. Wat ons wel kan vra is, Here, wat is die doel van dit wat nou in my lewe gebeur? Wat is die doel van dit wat met die kerk gebeur? En ons sien dit nie altyd dadelik nie, en ons verstaan nie altyd nie, ons kan weet dat God in sy wysheid alles bestuur na sy eer toe, dit kan ons weet. Die detail daarvan kan ons dalk eers weet in heerlikheid. Ons kan nou vra dat die Here vir ons wysheid sal gee, en deel van daai wysheid is ook om te sien waarmee die Here besig is in my beproewing. Daar in Jakobus 1, wat juis praat oor beproewing, sê die Here, bid vir wysheid. Die wat dit kort kom, bid vir wysheid, en ons moet vra daarvoor. Vir wysheid, dat ons kan sien, waartoe dryf die Here my? Waartoe brand die Here my in hierdie omstandighede? Dat ons die Here se woord kan toepas in ons lewens en alle situasies. En daai wysheid val nie uit die lug uit nie. Ons kry dit in hierdie bladsye. Soos wat ek die woord van die Here gaan bestudeer, stukkie vir stukkie, gaan ek meer en meer deur sensitiewe toepassing sien, wat doen die Here? Hoe moet ek hierdie toepas nou? So al God se besluite is tot sy eer, ons verlossing ook. Hy is die een wat dit begin, hy is die een wat dit deur sy seun kom doen vir sy uitverkorenes, hy is die een wat geloof in ons werk, hy is die een wat ons harte buig na Christus toe deur sy gees. En as ons God se deugde aanskou, sy almag, sy voorkennis, sy wysheid, sy raadsbesluite, dan kan dit nie anders nie. Dis die hele skrif vol. Dis ons doel. Dit kom hom toe, alleen, alle eer en heerlikheid. Jesaja 42 vers 8 sê, ek is die Here en dit is my naam en my eer sal ek aan geen ander gee of my lof aan die gesneede beelde nie. So enigiets wat ons bely, enige feit wat ons sê, enige teologie moet God eer. Die wat sê, die mens moet uit homself die besluit maak om te bekeer na Jesus toe en God meng nie in daar nie, sit die eer die mens. Die wat sê, nee, God is in beheer van baie goed, maar siektes en peste en pla en watter oorlog ook al, kom net van Satan af, God het nie beheer daar nie. Satan kry dan die eer van God. Alle dinge is uit hom en deur hom en tot hom. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Die wonder is, binne in hierdie doel van God se eer, lê 'n subdoel, 'n onderdeel van die doel van sy heerlikheid. Ons kry dit in Romeine 8. Ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. So God het 'n spesiale doel met sy kerk, sy volk, die wat hom liefhet. Paulus besing die wonder van God se liefde vir sy kinders en ook dat niks ons van sy liefde kan skei nie verder aan Romeine 8. So ons is nie oorgelewer aan die besluite van presidente of wie ook al in 'n rooi baadjie dans nie. Ons is nie oorgelewer aan die slinkse planne van Satan nie. Ons is nie oorgelewer aan swak ekonomie nie. Binne alles wat is, alles wat werklik is, werk alles ten goeie mee vir die wat God liefhet. Wat 'n wonder. En dalk het jy dit al regtig gesien gebeur. Hoe die Here in sy goedheid en sy alwysheid bestuur ten goeie. Hoe meer ons hierdie bedink, hoe meer gaan ons dit raak sien. Alles
in sy alwysheid bestuur hy ten goeie vir sy kerk. Dat dit altyd die beste vir hulle sal wees. So God is ryk in al sy eienskappe, ver bo ons verstande, onbegryplik, hy weet alles, ken alles en hy ken dit op so 'n manier dat hy ook bepaal wat gebeur. Daar's geen kennis van iets wat nie eers in God se gedagtes was nie. En wat hy doen is dan altyd wys en altyd reg en altyd goed en altyd mooi. En dit gaan tot sy eer en is altyd goed vir God se kinders. Oor die diepte van die rykdom van die wysheid en kennis van God. Bedink dit. Bedink dit net in jou eie lewe, in die beperkte kennis wat jy het. Soos Psalm 139, wat moes alles nie in plek geval het vir jou om hier te wees nie? By jou eie geboorte, by jou eie bevrugting, as een selletjie van miljoene te laat was, sou jy nie hier gewees het nie. Maar God het geweet en in sy wysheid besluit. Hoeveel duisende besluite van jou ouers sou jou vandag op 'n ander plek gesit het? Hoeveel miljoene besluite voor hulle en miljarde besluite voor hulle? Wat moes alles nie presies geloop het soos dit is, dat dinge nou is soos dit is nie? Bedink die Here se volkome wysheid. Maar beteken al hierdie nou dat ek op my rusbank gaan sit en kyk wat gebeur, want God is mos in beheer en hy is volkome wys in wat hy doen, en alles wat ek het, gee God tog vir my? Wel nee, God se totale beheer oor alles vat nie ons verantwoordelikheid weg nie. Ons is steeds verantwoordelik vir ons sonde. Ons moet steeds die stem van die Here hoor en luister in gehoorsaamheid. Ons moet doen wat ons doel is. Alles is tot hom, ons ook, of ons dan eet of drink of enigiets doen alles tot verheerliking van God. En ja, dis die Here wat dan bekering in ons werk, maar hy beveel ons om dit te doen. Bekeer julle, juis as gevolg van God se soewereiniteit, sy soewereine beheer oor alles, word ons verantwoordelikheid onderstreep. Filippense 2, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehae. As jy dan die regte besluit maak in God se wysheid, moet ons God dank, want dit is hy wat in ons werk. Daarom moet ons ook nie net hoor wie God is nie, ons moet hierdie waarheid toepas in ons eie lewe, in ons eie situasie, waar ons ook al is. So, wat beteken hierdie dinge vir ons? Eerstens, dit roep ons op tot bekering. Want God sien en weet van al jou sondes. Ook die sondes waarvan jy al vergeet het, is oop en bloot voor hom, so vlug daarmee na hom toe. Jy kan nie van hom wegvlug nie, want hy weet alles. Hierdie kennis van God moet ons dryf tot die besef van ook spesifieke sondes, soos ons hoogmoed en ondankbaarheid. Ons is so baie ontevrede met hoe dinge loop op die oomblik. En omdat God in sy wysheid en totale beheer is, sê ons eintlik vir God, ek dink ek kon hierdie beter doen. Dis wat ons doen as ons murmureer, kla oor ons omstandighede sonder dankbaarheid. As ek geïrriteerd raak, as dinge net nie vandag loop soos ek wil hê nie, by die werk, by die huis, in my huwelik, as ek ongeduldig is met die mense om my. Die Here bring hierdie goed, juis om jou hart te ontbloot, want hy weet wat in jou hart aangaan, maar hy bring dit sodat jou hart oopgesny kan word, dat jy kan sien, ek het vir Jesus nodig, want ek sê vir God, ek dink ek weet beter. By Jesus
vra ons dan ook om ons te bring, dat hy ons bring by die teenoorgestelde van hierdie sondes. Die kennis, oor God se kennis, werk daarom skynheiligheid teen. Hy weet wat jy doen. En hy weet wat ek dink. Ek kan dit nie vir hom wegsteek nie. En daarom wil ek hierdie waarheid bedink. 'n Gelowige wil dit bepeins. Hy ken my hart geheel en al. En hy ken daarom die sondes wat in my hart ontspring. Waarvan ek dalk nog onbewus is ook. En dan gaan ek smeek in nederigheid dat hy my hart sal bewaar. Hierdie waarheid dryf ons ook tot dan nederigheid, dankbaarheid en vertroue. Dit sê, my kennis teenoor God se wysheid is niks. En meer nog, ek is 'n sondaar daarbey. Ek is 'n domme dier voor u, sê Psalm 73. Gaan my dryf tot nederigheid vir God se besluite, maar ook sy woord. Gaan daarom al het ek 10 doktersgrade, leerbaar voor hom bly. My kennis is regtig niks voor hom nie. En dit bring my ook outomaties by nederigheid teenoor ander mense, omdat ek my kleinheid en nietigheid besef, dink ek ook nie in my kennis is ek beter as ander nie, want God is diep en ryk in kennis, en nie ek nie. So ja, al weet ek dalk meer oor die skrif as iemand anders, ek gaan hom heeltyd wil wys, dis nie as gevolg van my kennis nie, dis God se kennis wat so diep en wonderbaar is, kyk na hom. En omdat God wys is in wat hy doen, is ek dankbaar vir alles wat hy vir my gee. Ek gaan groei in vergenoegdheid, ook binne omstandighede wat nie altyd is soos ek wil hê nie. Dit beteken nie dat ek nie moet stry teen sonde teen my, of dat ek nou maar net 'n vloerlap moet wees nie. Maar dit beteken wel dat ek nie in beheer hoef te wees nie. Want my alwyse Vader is in beheer en hy weet wat hy doen. Ek kan hom daarom ook vertrou as hy sê, alles werk ten goeie mee. Ek hoef nie angstig te wees oor die toekoms nie, ek kan hierdie vir myself preek. Want my Vader weet wat aangaan en hy weet wat hy doen. Hierdie gaan die gelowige ook troos. Hy weet. Daai wat die Here sê daar in Eksodus waar ons nou is in die oggende. Hy ken al ons smarte. Christus is mens net soos ons en hy was in versoekings net soos ons in alle opsigte. Hy weet. Hy weet van alles wat teen jou gedoen is, waarvan jy nie eers weet nie. Hy weet van al die hartseer. Hy weet, hy ken jou as jy bid. Hy dink aan jou ook as middelaar. Hy dink aan jou. Verder, as God die bron van alle wysheid is, dan gaan hierdie jou dryf om te smag na sy wysheid wat hy gee in sy woord. Hy wysheid van om te weet wat is goed om te doen, volgens sy standaard. Om die goeie te soek in alle situasies. En ek gaan dit kry deur meer en meer voor sy aangesig te wandel in sy vrees, deurdat ek kyk na die een in wie alle wysheid opgesluit is in Christus. Wandel voor sy aangesig. Laastens, dit waarby ons begin het, hierdie gaan jou bring by bewondering. Dit gaan jou dryf tot lofprysing soos Paulus hier. Bedink hierdie diep oneindige ryk kennis en wysheid van God. Oor die diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Syne
is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.